As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Ek kon nie glo dat daar meer as 77 blanke nedersettings in en om Pretoria is, voordat ek self gaan kyk het nie. Ons het 'n boorgat. Hy is besig om leeg te loop. So Kobus is hier so om vir ons water te gaan haal. Elke derde dag bring ons water, maar ons het nog nie genoeg nie, want ons het nog ons wasgoed om te was. En ons kry nie genoeg water om ons wasgoed te was nie. Van die ongeluk af kan hy nie werk kry nie, weens sy hande wat lam word. Die kind is 10 km basies van die skool af en dit is elke oggend en middag vol wat sy met 'n bussie in en uitry, wat ons jaarliks 'n sekere bedrag betaal vir die bus. Ons het nie badgeriewe nie, so ons spongebad, ons noem dit bad, want laat ons voel ons beter. Die toiletgeriewe het ons nie op die oomblik nie, so ons jaag almal vir die bos. Laat ek julle nou gaan bekendstel aan 'n geregistreerde, nie winsgewende organisasie genaamd Doulos, wat beteken dienskneg van God, wat vir hierdie mense weer hoop gee en 'n geleentheid om te droom. Hans, kan jy ons dalk 'n bietjie meer vertel wat Doulos se missie is? Doulos se missie bestaan uit 6 onderdele. Dit is om na mense in nood om te sien en hulle basiese behoeftes, mense te help om weer hoop te vind, om mense te help om hulle menswaardigheid terug te kry, om opleiding en ontwikkeling en werkskeping doen, sodat die mense weer uit hierdie probleem uit kan kom. Om hierdie mense se kinders te leer om verantwoordelikheid te neem vir hulle toekoms, om onder leiding van die Heilige Gees die seer van die gemeenskap te help genees. Hoe vermy julle om vir hierdie mense lewenslank te moet onderhou? Ons het 'n korttermynplan, ons het 'n mediumtermynplan en ons het 'n langtermynplan. Vir die korttermynkrisis, wat die onmiddellike nood van kos, klere en verblyf insluit, het ons byvoorbeeld die engele geroep. Dit is 'n klompie vrywilligers met 'n liefde vir diegene wat groot nood het. Hulle maak kospakkies op, hulle sorteer klere wat geskenk word uit verskillende oorde uit. Ons het by die kerk begin met die storie. En toe daarvandaan na die klere sorteerdery het ons na die kos toe gegaan. Dan van die kos het ons nou toe dit nou te groot geraak vir die kerk, toe kom ons nou hier na die huis toe en hier het die werk nou regtig begin. Dan help ons die goedjies uitlaai en ons sit dit nou maar, jy weet, ons sorteer dit nou maar hier so uit. Alles wat inkom moet in die boek ingeskryf word. As ons skoene kry, dan word dit eenkant gesit, dit word uitgesorteer om te kyk of dit nie stikkend of daai soort goed is nie. Die skenkings gaan ook dan na die terreine toe waar vrywilligers weer self die mense help en bystaan en hierdie kospakkies uitdeel. By hierdie plekke word ook hare gedoen, hare gesny op 'n gereelde basis en daar word ook daagliks kos gegee. Ek gee vir so plus minus 150, 170 mense kos elke dag, maandag tot Vrydag. En ek dink hulle waardeer dit.
Vir die korttermyn tot mediumtermyn het ons skoolonderrig vir kleuters en vir groter kinders. Hierdie onderrig word vrywillig gedoen deur onderwysers, onderwyseresse wat hierdie kinders kom oplei en geen koste daarvoor vra nie. Ons het 17 kleuters, ons is nou 1 jaar en 3 maande aan die gang. Ek het so 4 graad R, waarvan ons 'n arbeidsterapeut het wat vir my 2 maal 'n jaar die kinders kom toets. Ons het so 'n paar probleemkindertjies, maar niks wat 'n mens nie kan regmaak met hulp nie. Vir vaardigheidsontwikkeling vir volwassenes het ons 'n klompie nedersettings waar hierdie werk gedoen word. Byvoorbeeld by Mayhem word mense geleer om geboue te herstel en om sweiswerk te doen. Al hierdie dinge word gedoen sodat hy 'n bietjie inkomste kan verdien. Vir die geestelike behoeftes het ons ook voorsiening gemaak by al hierdie nedersettings waar mense bereik kan word. Byvoorbeeld by Sonskynhoekie waar 'n sendeling en ander vrywilligers die verantwoordelikhede deel. Maar daar by ons verkies dit nie om te sê dis 'n missie nie, ons verkies die woord dat dit 'n rehabilitasiesentrum is. Al die ouens wat van die straat afkom, probeer ons rehabiliteer. Meer, hulle kry 3 keer 'n dag kos, maar ons probeer meer geestelike kos gee. Bejaardesorg is ook 'n prioriteit wat konstant aandag geniet. Om vir die medium en langtermyn oplossings te kry, het ons winkels oopgemaak waar ou klere verkoop kan word teen 'n winskoop aan ander behoeftiges waar hulle dan self werk om 'n inkomstetjie te kan verdien. Dat die prys net daar soos insit om na die winkel toe te stuur. En dan sit ek sorteer ek dit maar net in en ek skryf dit op 'n laat Maria dit vir my tik. En so doen ek met alles wat ek inkry om na die winkels toe te gaan, dan het ons rekord met alles wat na die winkels toe gaan. Sodoende word ook op papier gesit, dit word vasgelê op die rekenaar. Sodoende is dit vir database beter om die goeders te sorteer en na die winkels toe te versprei. En as dit by die winkels kom, dan stuur hulle nou weer vir ons die teks terug. Ons kan dit kontroleer en kyk of die goedere ooreenstem. Okay. Ek het my werk verloor weens 'n ongeluk laas jaar in September maand. En Thomas my gevra ek moet vir hom die winkel kom opsit. En so het ek begin, ek het vir hom die rakke gebou, ek het vir hom die counter gebou. Ek het basies die hele winkel omskep vir hom. Kom hy na my toe dit klaar gedoen is, sê vir my, Jan, ek wil jou as 'n bestuurder aanstel in die winkel, stel jy belang. So kom ons, hoekom nie? Kom ons gee dit 'n kans. En ons het 'n lys wat die goedere opgetrek is met pryslyste. Dan ons koop speelgoed en ook so breekbare goede. Goeders wat ons verkoop het, die geld word omgesit om weer kos te koop. Die mense wat swaar kry in nedersettings. Verder word ook vaardigheidsontwikkeling vir volwassenes gedoen, byvoorbeeld rekenaaropleiding. Ons is tans besig om 2 uitvoerende sekretaresses op te lei en 2 gewone kantoor-admin dames. Ons is besig met die Microsoft Office 2007 pakket en hulle het dan ook hulle admin en sekretariële handleidings wat hulle kry om hulle verder te vat as hulle by my klaarmaak. Hulle gaan tot op diploma. As die 2 administratiewe dames klaar is, dan gaan die sekretaresses aan met meer gevorderde opleiding. En hulle kry ook 'n gratis afrondingskursus aan die einde van die opleiding om hulle te leer hoe om aan te trek kantoor toe, netjies gedrag, hoe om grimering konservatief en maar modieus aan te wend, persoonlike higiëne, hoe om hulle stem te gebruik om met mense te praat, wat dit vir hulle beteken as hulle hier by ons klaar is. Hulle kan hulle uitgaan en hulle kan vir hulle werk gaan kry. Dis werklik verblydend om te hoor dat Doulos se missie so omvattend is. Dus, op watter manier jy ook al kan help, maak nie saak hoe groot of klein nie. Hulle sal dit kan gebruik. Kontak hulle gerus.